Goeienaand. Die ewige, almagtige, alwetende en alomteenwoordige God self, Jesus Christus, word op 'n dag op 'n bepaalde plek deur nietige mense gevange geneem. Dit en niks minder nie, tevens veel meer as dit, vind op die Vrydagoggend net na middernag in die tuin van Getsemane plaas, waar 'n man met die naam Judas hom verraai en hy deur 'n groep mense gevange geneem word. Ons lees uit Matteus 26 vanaf vers 47. Op daardie stadium, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daaraan, en saam met hom was 'n groep mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. God word gevang, geboei en geneem waarheen ander wil hy moet gaan. Dink net 'n bietjie na oor die grootsheid, oor die lyding wat dit gebring het. Toevallig? Nee, beslis nie. Goed beplan? Ja. Ons lees in hoofstuk 26, vers 3. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoëpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Vir 2 dae het die beplanning plaasgevind, tot in die fynste besonderhede. Die Joodse Raad het die Romeinse owerheid oorreed om Jesus gevange te neem. 'n Groot menigte is in die nag gemobiliseer met stokke en swaarde, asof hulle gaan oorlog maak, oordadig baie. Nie asof hulle net een mens gaan vang nie. Het hulle in hulle agterkoppe besef dat Jesus meer as net 'n mens is. Judas verraai die Here, soos hulle beplan het. So moet julle weet dat dit hy is. Ek sal hom soen. Dan kan niemand die vinger na my wys en sê ek het hom verraai nie. Die broederlike soen was tog in daardie tyd 'n teken van vereenselwiging, van assosiasie, van ek is aan jou kant. Daarom, ek maak of ek hom groet, julle weet wie dit is, julle neem hom gevange en ek kom skynbaar onskuldig uit. 'n Goeie plan. Toevallig? Nee, beslis nie. Goed beplan? Ja, van die mense kant af. Bepaal? Ja, deur God bepaal, deur Jesus gewil, vers 56. Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kon word. Wat hier gebeur, moes gebeur. God het dit beplan. Die profete het dit vooruit gesê. Jesus het dit vrywillig op hom geneem. Eintlik is wat hier gebeur al moontlik gemaak met die menslike geboorte van Jesus. As hy nie mens geword het nie, dan sou mense hom nie fisies kon vang nie. Maar hy het mens geword. As baba in 'n krib is hy al ingeperk en in die aardse bestaan, ingeperk in die aardse bestaan van 'n menslike liggaam. Sy lewe lank was dit vir hom lyding. Vir God om tot plek, tyd, binne 'n liggaam ingeperk te wees. Dit was al erg, maar nou intensifiseer dit. Hy word gevang en geboei, later aan 'n kruis vasgespijker. Hy word in toegedraai en in 'n graf neergelê wat verseël is. Dit is hoekom hy gekom het. Jesus laat hom dus gevange neem. Hy staan na die gebede in Getsemane op en stap Judas tegemoet. Hy vlug nie weg as hulle kom nie. Hy laat hom soen. Hy sê vir Judas, vriend, doen wat jy gedoen het om te kom doen. Hy vermaan sy disipel om die swaard terug te sit. Hy roep nie na sy Vader om meer as 12 legioene engele beskikbaar te stel om hierdie ou groepie mense wat hom gevange te neem te vernietig nie. Die skrif moet vervul word wat sê hoe dinge moet gebeur.
vers 54. Jesus moes gevange geneem word, dit ter wille van my, 'n ingeperkte mens, vasgevang in 'n onvolmaakte, tydelike, verganklike, pynlike liggaam. Hy laat hom gevange neem ter wille van my. Goeienaand.